Goeiemôre en baie welkom by dag 2 van Camino Primitivo. Julle sal baie trots wees op my. Ek het laasnag in die herberg geslaap saam met die ander stappers. Ek het wel die enkelkamer gehad, ek vra om verskoning daarvoor. Ek het vanoggend ontbyt geëet saam met die ander pelgrims en voor my in die ry was daar 2 jong mans wat elkeen vir hulle self 6 snye brood gerooster het. Toe die een wraggies nou nog aan my sny brood met sy hande gaan staan en vat, maar die ou tannie het hom betug daaroor. Gister was 'n absolute droom begin vir hierdie Camino. Gister was die dag wat bekend gestaan het as dis nie so 'n mooi dag nie, maar hou moed, die mooi dae is op pad en ek kan nou vir julle sê, gister was al reeds ongelooflik mooi. Ek het die interessantste mense ontmoet en gisteraand toevallig in die restaurant gekom waar hulle gesit en eet het en hulle het my genooi om saam te eet. Die meeste mense stap vandag van Grado tot op Salas wat so 22-23 kilometer is, maar in die middel daarvan is daar 'n dorpie met die naam Corniana. En op Corniana is daar 2 goeders wat ek graag wou gesien het. Ok, dis een ding wat ek graag wil sien en een ding wat ek graag wil eet. Maar daar was dinge wat ek wou doen op Corniana en omdat ek weet, die oomblik as ek iets wil doen in die dorp wat in die middel is, dan begin ek bang raak, dat ek te veel tyd daar spandeer en dat die dag te lank raak, dan raak ek gejaag en dan kom ek nie daarby uit en toe besluit ek, bogger dit, ek het nie 'n kort dag 1 gehad nie, maar wat van 'n kort dag 2. So ek het die gewone skof in 2 opgedeel, so ek stap vandag 10-11 kilometer tot op Corniana en dan stap ek môre vanaf Corniana tot op Salas. Dit beteken wel dat ek van hier af na afskeid neem van almal wat ek gister ontmoet het, want niemand anders stap so nie. As ek vir jou voorlopig raad kan gee oor Camino Primitivo, dit is nie soos die Franse roete, waar daar elke 2-3 kilometer 'n ander verblyf opsie is nie. Hier's enkele dorpe en jou keuse is maar om op die dorpe slaap. So, jy kan of 1 skof doen, of 1,5 skof, of 'n halwe skof, of 2 skofte. Maar dit is nie dat jy gister kon geslaap het op sê nou maar 20 kilometer en vandag weer kan slaap na 15 kilometer nie, daar is eenvoudig nie dorpe tussenin nie. Omdat daar ook minder verblyf is dit baie moeiliker vir jou om net op 'n plek op te daag en 'n bed te kry. Baie pelgrims is gister by hierdie plek waar ek gebly het, wat terloops absoluut fantasties is, weggewys omdat die beddens vol is. As 'n Suid-Afrikaner is dit in elk geval vir jou, raak dit al hoe moeiliker om 'n visum te kry as jy nie al jou verblyf vooruit bespreek nie. Ek was nou verras toe ek by die toonbank van Lufthansa gekom het, toe ek hierheen gevlieg het, dat die vrou agter die toonbank aangedring het daarop, laat ek al my verblyf vir haar wys vir die tyd wat ek in Europa gaan wees. As jy 'n gewone pelgrim is, weet ek nie of hulle jou gaan toelaat op die vlug nie. Kan hulle jou wegwys? Ek weet nie. Maar daai vrou wou elke en dan sê sy, die 13de, waar is jou verblyf vir die 13de en die 14de, sy het elke liewe nag wat ek in Europa sou deurbring, het die vrou van Lufthansa deurgegaan voordat ek op die vliegtuig geklim het. So my raad aan jou is beplan alles vooraf. Jy kan jou planne nog verander terwyl jy hier is. Maar, ek wag vir die son om behoorlik op te kom. Vamos, hier kom ek en wysie. Net vir julle wys hoe lyk dit hier binne. Dis waar die pelgrim slaap. Maar kyk, hier is komberse op die beddens nie, so jy het net daai onderlakentjie nodig. Ek gaan dit vandag vir julle in die ouer warehouse minuut wys. Volgens hierdie kaart begin hierdie dag met 'n stewige bultjie, maar ek is nie bang nie. Môre.
Park aan jou voet. Hallo jy. Hallo my skat. Jy is baie mooi hoor. Wow, jy is baie mooi. Kyk, hier kom nog een. Hy wil ook geliefie word. Hy wil ook 'n ou krappiekie hê. Kom. Ek jou liefie. Môre my skat, kom hier so. Jy's pragtig jong. Dankie vir die hallo sê julle. So gisterand om die tafel was daar nou die mense wat ek deur die dag ontmoet het, die Duitser wie se skoonsussie oorlede is aan kanker, Sophie van ook van Duitsland wat 'n PhD student is in opvoedkunde, dan Harry wat afgetree het in Ierland, hy verjaar vandag, so ek hoop ek loop hom raak langs die pad vandag. Maar dan is die gesprek aanvanklik, hulle gaan dit raak baie vinnig ook ernstig en dan so een van die vrae wat hulle toe nou vra is, hoekom kom mense elke keer terug na die Camino? Wat is die aantrekkingskrag? Want tot dusver, ek het gesprekke met, ek sal sê 20 mense nou gehad op die Camino en dit was nie een van hulle se eerste Camino nie. Ek dink Primitivo is die een wat jy doen as jy al klaar die Franse en of die Portugese Camino gedoen het. Baie van hulle het ook al die Al Norte gedoen wat ek baie graag wil doen. En die Via de la Plata wat ook op my lys is, maar ek gaan hom per fiets doen. Maar deel van die aantrekkingskrag vir my is, kom ek gee eers die antwoord wat ek vir Harry gegee het. Ek hou van die weergawe van myself wat ek is op 'n Camino. Ek is 'n rustiger, geduldiger, ek is 'n beter mens op die Camino. Ek weet nie eintlik hoe anders om dit te sê nie. En ek hou van die weergawe van myself wat ek is as ek hier is. Die ander ding is dit is so 'n fantastiese manier van sloertoer, van slow travel. Jy sien hierdie oulike dorpies, Grado nou byvoorbeeld. Ek het nie eens geweet van Grado nie, maar Grado het nou daai ou markplein nog. Gister verskeie markpleine met verskeie eetplekke en die locals sit daar aan die een kant ry die seentjies ry met hulle fietsse en op 'n ander plek staan die tieners en skinder. En by tafel sit die groot mense en gesels. Dit is my sulke lekker plekke waar jy sulke so 'n gevoel van gemeenskap kry. So ek is nou al in hierdie stadium verby die rooi bestuurfase van my lewe. Dit was heerlik en vir jong mense sal ek sê gaan oor see en gaan doen die 5 groot stede en gaan ry op die rooibus, gaan doen die museums. Ek doen nog steeds die museums. Maar ek soek hierdie plattelandse gevoel as ek vakansie hou. Dit is my fantasties. Kyk, hier staan 'n wonderlike ding. So vandag se Outer Warehouse minuut. Slaapsakke of sleeping bag liners. In die video noem ek dat ek nie een van die twee saambring nie, omdat ek in hotelle gaan slaap. Maar ek moes op die ouend my reis met 3 weke uitskryf en ek kon nie meer oral hotelle kry nie. So ek het wel by my 'n sleeping bag liner. So of jy 'n slaapsak of 'n sleeping bag liner moet bring, gaan afhang van waar jy slaap. As jy in die herberge slaap, baie beslis. Watter maande van die jaar jy kom. As jy tussen Oktober en Maart kom, 'n slaapsak sal ek sê, en jy gaan sien Outer Warehouse het 'n opsie vir 'n baie ligte dom slaapsak wat net 600 gram weeg en wat vir jou lekker warm sal hou. In al die ander maande is 'n sleeping bag liner genoeg. In die privaat herberge gee hulle vir jou komberse vir ingeval jy koud kry, so dan het jy net die liner nodig. As jy in die munisipale herberge gaan slaap, moet jy dalk oorweeg om 'n slaapsak te bring, want daar's geen ander komberse nie. Maar hier kom die Outer Warehouse minuut. As jy in die herberge gaan slaap op die Camino, moet jy jou eie beddegoed saamdra. Daar's nogal 'n paar dinge wat jy in gedagte moet hou. Kom ek gaan wys vir jou by die rakke.
Kyk, hierdie slaapsak van First Ascent, die Amplifying Dawn Light. Hulle noem hom 'n somerslaapsak, maar hulle sê hy beskerm vir jou tot by -2°C, so jy gaan nie gemaklik slaap in -2°C nie, maar jy sal nie sterf van die koue in -2°C nie. Maar belangriker genoeg, hy vou baie klein op, gaan nie baie plek in jou rugsak vat nie, en hy weeg net 600 gram. Ek moet met jou eerlik wees en sê deesdae verkies baie van die pelgrims om glad nie 'n slaapsak saam te neem nie. Die herberge is gewoonlik warm omdat daar soveel asems in een kamer is, so die mense vat net 'n slaapsak liner saam. Kyk, hierso is 'n thermal slaapsak liner. Hy sien hierdie. Kom ek wys hom net vir jou vir 'n grootte vergelyking. So hierso is hierdie klein slaapsakkie nou, maar kyk hierso is 'n slaapsak liner. Kyk hoeveel kleiner is hy. Hy's ook heelwat ligter. As jy nie verblyf in Grado kon gekry het nie, ons is nou so 3.3 km buite Grado en hierso is die eerste herberg weer waar jy kan bly. Hierdie herberg het wel geen aandete nie, maar hulle het 'n kombuis, so jy moet vir jou dan net by die supermark ietsiekie koop wat jy vir jou hierso aan mekaar kan slaan. Hallo jong. Hallo. Hallo. Mag ek jou lief hê? Hallo. Hallo, jy's mooi. Hallo my skat. Hallo. Good boy. Good boy. Die plaatjie sê, rus pelgrim in die liggaam van Christus. Deur op hierdie pad te reis, het jy hom bereik. Met liefde, jou vrou, jou seun en Susanne. Dis nie dat my Spaans so goed is nie, ek het dit op Google Translate gekry. Hallo, oupas. Hallo jy. Hoe ruik my skoene? Hallo. O, jy's mooi. Hallo my mooiste. Hallo my mooiste. Ek liewe maatjie, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. And it means happy birthday, my young friend. I hope the Lord may bless you and keep you for many more years to come. Thank you. And may there be many more Caminos. Yes, absolutely. See, this could be a bar. I'd love to see inside. Yeah.
Nou maar. Toe. Damn it. Kyk na hierdie afdrand. Oeg. Ek is bly ek het stokke by my. Thanks. Die gebou hier agter my is die een wat ek verskriklik graag wou sien. Dit is die klooster van San Salvador, wat vanjaar presies 1001 jaar oud is. Hierdie gebou is in gebruik geneem in die jaar 1024 en het verlede jaar sy millenniumviering gevier. In die Spaanse koningshuis het hulle die tradisie dat net die eersgeborene kind die titel prins of prinses kry. Die ander kinders kry die titel van infanta. So hierdie klooster was 'n geskenk van die infanta van Leon met die naam Christina. Volgens die legende het Christina in 'n stadium weggeraak in die woud en het sy oorleef deurdat 'n beerma na haar omgesien het. Hier iewers is daar dus 'n fresko van 'n baba wat aan 'n beerma drink, maar ek het gekyk, ek kon dit nie sien nie. Jy kan in hierdie klooster bly, maar kom ek vertel net vir jou iets daaroor. In 'n anneks van hierdie klooster het hulle herberg vir stappers ingerig en dit kos €7,50 vir jou om die nag hier deur te bring. Jy kan nie jou etes hier kry nie, jy moet of op die dorp eet of jy moet bestanddele kry en dit self gaar maak in die kombuis wat hier is. Onthou egter, hier's geen hospitaleros of bestuurders wat op die terrein agterbly nie. Hier's ook lankal nie meer priesters wat in hierdie kompleks woon nie. Dit gaan net jy en die ander pelgrims wees. In meer as een van die pelgrimforums was daar stories van mense wat gesê het dat hulle in die middel van die nag met 'n gedawer wakker geword het. Dit het geklink asof iemand potdeksels bo hulle koppe slaan. Is dit spooke? Ek wil my verstou deur te sê, ek kan my voorstel dat dit Vader Stefanus en Vader Petrus is wat sê, het jy gesien daar's vanaand weer net 3 pelgrims in die herberg? Kom ons staan op in die middel van die nag en ons gaan slaan 'n paar potdeksels bymekaar om hulle die skrik op die lyf te jaag. Maar ek gaan nie hier oor slaap om uit te vind nie. Soos die einde van dag 2, ek is vanaand teen 'n lekker woonstelletjie hier in Corniana, wat ek ook deur Booking.com bespreek het. Ek sou my eie kos kon gemaak het as ek gewou het, maar ek het my groot ete oormiddagete geëet en dit was nogals lekker. Dit was soos amper soos tuisgekookte kos. Die hoofgereg was soos 'n icebine wat hulle sag gekook het met 'n bietjie aardappels by met paprika. Was baie lekker. So môre wag daar weer 'n 12 km op my. Dit gaan nie 'n moeilike 12 wees nie en dan slaap ek die aand op Salas. Ek sien baie uit. So al wat vir my nou nog oorbly vir hierdie dag is om die tuisgebak van Corniana te toets. Ek het 3 koekies, ek het eintlik 2 koekies gekoop en toe die baie gawe tannie vir my die 3de enetjie gegee, want sy het gesê ek moet dit ook proe. So ek gaan nou soos 'n tiener op Instagram koekies in jou oor kou, maar net dat jy kan sien. Hierdie is die een waarvoor hulle bekend is, dit is die Carajito. Carajito beteken pokkie met neute in, maar hy is maar soos 'n chocolate chip koekie, hy is nogals
kleikierig, was ek verras om te sien. Maar lekker. Hierdie een is 'n Casadilla. Dit is meer soos 'n koevertjie met 'n vulsel in. Ek het net my vinger uitgesteek na iets in die winkel toe, so ek weet nie wat is binne in hierdie Casadilla nie. Ek weet nog steeds nie wat dit is, maar dit is alright. Saam met koffie sal hy lekker wees. Die ander enetjie wat die tannie vir my gegee het, het lyk amper soos 'n Florentyn, hè? Maar hulle noem hom 'n Moscovita. En hulle weet nie hoekom hulle hom 'n Moscovita noem nie. Een van die legendes is dat hulle duisende jare gelede, honderde jare gelede, het daar 'n soldaat uit Rusland uit op die dorp aangekom. En hy het een van die poppies wat so in mekaar pas saamgebring, en in die heel laaste poppie was daar 'n resep vir hierdie koekies, en toe noem hulle die Moscovitos. Maar dan is daar 'n ding op die internet wat hulle sê daai is alweer lê, dit is nie hoekom hulle dit 'n Moscovito noem nie, maar hulle weet nie hoekom hulle dit 'n Moscovito noem nie, maar lekker. En volgens die legende is hier 'n geheime bestanddeel in wat maak dat hierdie koekies, die Moscovitos, verslawend is. Ek kan dit sien. Baie dankie aan Ouder Wêreld wat hierdie video reeks moontlik gemaak het. Lekker slaap, ek sien vir julle weer môre.